Here, hoe lieflik is dit. As ons vanmôre net kan onsself indink. As ons net kan imagine, Here, hoe lieflik dit kan wees in die teenwoordigheid. Here, want U woord sê, ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar eendag sal ons die volle ken, soos wat ons ten volle geken word. Here, baie, baie dankie. Dankie, Here, dat U die voorhangsel geskeur het, sodat ons in die teenwoordigheid mag inkom vanmôre. Dankie, Heilige Gees, dat U teenwoordigheid hierdie hele plek vul vanmôre. Dankie dat U elke hart kom vul vanmôre. Dankie, Here, vir elkeen wat luister na hierdie woord, wat kyk na die video. Here, ek kom bid vanmôre U seën af oor hierdie woord. Here, kom steek my weg agter die kruis. Here, laat elke woord geïnspireer sal wees deur die Heilige Gees vanmôre. In die naam van Jesus vra ek dit. Amen. Amen. Julle mag maar sit. Hier is 'n plek huis toe vat, nee, asseblief. Ek praat nie so hard soos om uit nie. Maar prys die Here. Verlede Sondag het ons 'n paar moeilike vrae gehad wat ons moes beantwoord. En so het hierdie boodskap deur het toe hy by my gevra of ek die woord sal bring wat ek verlede week Vrydag ook vir ons teologiese studente gebring het. En ja, die Here het nou vir my 'n hele paar nuwe goed rondom daai ding kom uitbreek. Nou die afgelope paar aande, nou dit gebeur mos in die aande as ou nie kan slaap nie, dan is die Here met 'n ou besig. En hoe lekker is dit om daar terwyl 'n ou se kop besig is net te sê nee, ek gaan nou maar aan 'n ander nonsens dink ek gaan my fokus op dit wat die Here wil. Dan begin die Here so een na die ander begin die Here vir ou goed oopbreek. En ek raak excited. Ek is regtig opgewonde. Nou, kyk, kom ons begin, by die begin. Johannes 15. Ek kom nou net iets op mekaar kry. Right, Johannes 15. Ons gaan lees vanaf vers 1. Ek het 'n klomp teksverse hierso op my boek neergeskryf. Ek het hier op die bord het ek net vir ons die 4 hoogtepunte gesit. Maar ek het die ander nou is na die tyd nog verlê kontak ons gerus vir my of vir my sal of skryf dit neer. Skryf jou pen en papier. As jy dit nie nou dadelik het nie, jy kan na die tyd weer die video kyk, jy kan weer die audio luister. Skryf jou pen en papier en skryf dit neer. Gaan lees dit. Maak dit jou eie vanmôre. Ek gaan lees vers 1 van Johannes 15. Ek lees in die 1953 vertaling. Jy is baie welkom in enige vertaling te volg, maar hierdie voel ek is die naaste wat ons Afrikaans vertaal is, wat ons nuttig kan gebruik. Ek sê nie die ander vertalings is verkeerd nie, ek sê nie dit is wat ons op hierdie stadium nuttig gebruik. So as jy wil volg saam met my, is baie welkom. Johannes 15 van vers 1. Hy sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot, nou luister, wow, hierdie vers het my gegooi. Luister hom mooi vanmôre. Hy sê, elke loot wat in my nie vrug dra nie. Hy sê nie enige loot nie, hy sê die lote wat in hom is, wat nie vrug dra nie. Hoor dit dan, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, luister hier, maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Amen. Eina. Amen. Eina. Want glo my, as jy deur daai snoeiproses gaan om meer vrug te dra, is dit nie 'n lekker experience nie. Vra my, been there, done that, jy die t-shirt, alles. Dit is nie lekker nie. Maar die Here vat ons deur daai goed, want hy wil ons beter hê aan die ander kant, as wat ons ingaan het.
Ons het altyd die sê ding, vanmôre het ek met pastoor Ewie daaroor gepraat, ons het altyd gesê, there must be separation so there can be restoration. But sometimes there must be isolation that there can be renovation. Luister mooi. Partykeer kom haal die Here jou uit jou gemors uit en hy isoleer jou van al jou nonsens en hy kom sit jou een kant sodat hy jou kan renoveer. Hy herstel jou nie net na jou oorspronklike toestand nie, hy kom maak jou nuut en hy kom maak jou veel beter as wat jy was. Hy sê, kom ek lees hierdie vers weer, hoor mooi, Johannes 15 vers 2, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. Wie? Die landbouer, wat sy vader is, neem hy weg. Luister mooi, as jy in die Here is, al is jy 'n kindjie van die Here, ek het net vir ons mooi gelees uit Openbaring 1, wat ons gedagte is, ons dink liewe Jesus lyk soos in die kinderbybel. Ons God is 'n God wat volke met die banvloek getref het. Gaan lees in die Ou Testament, as jy my nie glo nie. En as hulle met die banvloek tref, dan maak hulle almal dood, van mans, vrouens, kinders, babiekies, die hoogs. As God jou nie soek waar jy is nie, en jy bly vassteek, gaan God jou uithaal. Luister mooi, hy sê, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek en julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle is die lote, wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen. Dis so, amen. Jo. Vers 6 sê, as iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Vers 8, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. So, wat is die kenmerk van 'n disipel? Wanneer jy veel vrug dra. Luister mooi, ons gaan nou daarby kom, onthou dit, skryf dit hier agter in jou kop. Veel vrug, hy sê nie vrugte nie. Ek het dit nie opsetlik so, ek het dit nie per ongeluk so geskryf nie. Daar staan dra vrug. Vrug, nie vrugte nie. Daar is 'n prentjie van vrugte, en ek kom nou daarby, wat ek vir ons verduidelik, hou vas. Vers 9, soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar, en in sy liefde bly. As vers 11, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan wees. Markus 11. Kom ons gaan na Markus 11 toe. En ons lees vanaf vers 12 tot 14. En dan gaan ek net vir ons vers 20 ook uithaal. Nou hierdie ene is net so wauw, en ek gaan nou alles mooi bymekaar bring, ek klink alles die mekaar, maar hoor mooi, ek gaan nou, luister, let op, Markus 11, vers 12, en dit is nou, net nadat Jesus op die donkie in Jerusalem ingery het, en die volgende dag, terwyl hulle uit Betanië gaan, het hy honger gehad. En toe hy op 'n afstand 'n vrye boom met blare sien, het hy daarin gegaan in die hoop om iets daarin te vind. En toe hy daarby kom, vind hy niks as
blare nie, want dit was nie die tyd van die vye nie. Ok, rewind gegaan. Ons ken allemaal vrugtebome, perskebome, appelkoosbome en you name it. In die winter dan staan daar die droë kaalstokke daar. Wat is die eerste ding wat opkom as dit lente word? Ja? Bloeisels. Wat word bloeisels eventually? Vrugte. Dis die eerste ding wat begin vorm daar is bloeisels. Na die bloeisels begin die blare uitkom. So, met ander woorde, as daar blare is, moet daar wat wees? Vrugte wees. Right. So Jesus het daar gekom en hy het op 'n afstand het hy 'n vyeboom gesien met blare aan. Alhoewel dit nie die tyd van vye was nie, het hy die boom gesien, die boom met blare aan. Oh, wow, daar is 'n boom met blare aan. Wat moet hy hê? Vye. En Jesus was honger gewees en hy het na die boom toe geloop. En toe Jesus daar kom, toe kry hy net blare, na as die vrugte nie. Hy het geen vy gekry dan. Vers 14 sê, en Jesus spreek en sê vol, laat niemand ooit in der ewigheid van jou 'n vrug eet nie. En sy disippels het dit gehoor. Fast forward ons vers 20, en toe hulle vroeg in die môre die volgende oggend daar verbygaan, sien hulle die vyeboom het verdroog van die wortels af. Hoeveel van ons loop en ons dra blare? Op 'n afstand lyk dit vir ons asof daar iets goed binne ons aan die gang is. Op 'n afstand lyk dit, doorie, dit lyk nice. Maar dit is regtig vrug binne ons. Is daar regtig iets nuttig vir iemand om te kom eet? Of kan hulle maar net in die koelte kom sit? Ek was vir baie lank in my lewe, het ek op die rug gery van, ek is 'n kindjie van Jesus. Ek het elke Sondag kerk toe gaan, ek ken die Bybel op die punte van my vingers, ek het gospel liedjies gesing. Maar dit het 'n jong seun gekos, om eendag vir my te sê, as dit 'n so kind van die Here lyk, dan wil ek nie een wees nie. Dis iemand wat sê, hy is 'n man van God, maar hy is nie. En hy was nou soos Jesus gewees, na daai boom toe geloop het, en hy het blare aangesien, en hy het verwag, daar gaan vrugte wees. En hy het daar gekom, en hy het gesê, maar, hier is niks. En ek dank die Here vandag, dat die Here nie vir my gesê, soos wat hy vir daai vyeboom sê, het niemand sal in ewigheid weer van jou vrugte eet nie. Ek dank die Here vandag, dat daar iets genoeg was wat die Vader kon gesnoei het, en ek deur 'n seisoen moes gegaan het wat ek gesnoei was. Pastoor Abby en Ina ken my, hulle weet waardeur ek was. Ek was gesnoei, daar was feitlik niks oor. Maar die Here het 'n plan gehad. Ek sê vanmôre vir jou, moenie laat dit net lyk asof daar blare is nie. Dra vrug. Dra vrug. Ok, nou gaan ons voort. Galasiërs 5. Hier kom nou 'n fancy ding. Nou gaan julle ding sien. Ek het verlede week Vrydag, Vrydag was verby, is nie week voor dit, 'n boodskapie gebring daaroor. Galasiërs 5 vers 19. Gaan ek vir ons lees. En die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf gesê het, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. En jy kry baie mooi kindertjies van die Here, of mense wat sê hulle is kinders van die Here, wat hulle skuldig maak in hierdie dinge. Een of twee van hulle. Vers 22 sê hierso. Hy sê, maar die vrug van die Gees, wenna, hier kom ons nou weer. Hy sê vrug, nie vrugte nie. Luister mooi, hy sê die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede,
lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Vers 23 sê, teen sulke dinge is die wet nie. Why? Kom ons gaan kyk nou, hy sê vrug. Een vrug. En as jy mooi tel daarso is hulle hoeveel pastoor hy, 9. En daar is 9 vrugte van die Heilige Gees. En nou kom ons breek hulle gou 'n bietjie op. Liefde. Liefde. Nou as jy nou na 'n perske kyk, wat maak, waar lê die kern van 'n perske? Dis daai pit. Die pit hou alles bymekaar en die pit is die begin van alles. Nou kom ons kyk, ons sê daai is die put van die vrug wat jy moet dra, is liefde. Wat is liefde? 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 sê, die liefde is lankmoedig. Daar is 14 van hulle, ek het hulle getel, dit is awesome. Lankmoedig, vriendelik, is nie jaloers nie, praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, hoe loop dit perk rond nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid, bedek alles, glo alles, verdra alles, en die liefde vergaan nie. Daar is die eienskappe van liefde. Daai is die put van die vrug van die Gees. Daai is die binnekant wat alles by mekaar. Nou kom daarby blydskap. Volgende is blydskap. Filippense 4 vers 4, wat sê dit? Verbly jou altyd in die Here. Verbly jou altyd in die Here. Ek herhaal, verbly jou. Yes. Nehemia 8 vers 11. Ons het verlede Sondag het ons gepraat van die blydskap van die Here. Dit is jou beskutting. Dis die ding wat jou pas by mekaar hou. Die blydskap van die Here. En die volgende ene is vrede, Filippense 4 vers 7. Die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. Alle verstand te bowe gaan, dat bokant, dit is, as mense na jou toe kom en sê, ek verstaan nie, hoe kan jy so rustig wees oor al hierdie goed nie? Ek kan nie verstaan, hoe kan jy so kalm wees oor al hierdie goedes wat aangaan nie? Dis wanneer die vrede van God is, wat ons nou gesing het, in the eye of the storm. Wanneer jy in die oog van die storm is, dan het jy vrede binne jou. Lankmoedigheid, geduld. Jakobus 1 vers 2 tot vers 2 sê vir ons, ag, dit louter vreugde. Dit is nie ag nie, hy sê ag dit. Consider it wholly joy, wanneer julle in allerhande versoekings val. Hy sê, omdat ek weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Wat is dit? Geduld. Jy kan nie geduld hê sonder liefde. Jy kan nie vrede hê as jy nie liefde het nie. Jy kan nie blydskap hê in die Here as jy nie liefde het nie. Wat is die volgende? Vriendelikheid, obviously. Filippense 4 vers 5, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wanneer is ons vriendelik? En dis wie die Here is naby. Die Here sien jou. Soos ek vroeër gesê, die Here weet van elke dingetjie wat by my aangaan, al jou gedagtes, hy weet van elke selletjie en elke dingetjie hoe jou liggaam aan mekaar gesit is, hy ken jou en hy het jou gemaak. So al die goedjies, sê hy, wees vriendelik ten alle tye. Kan jy vriendelik wees as jy nie liefde het nie? Jy het daai put nodig om daai vrug by mekaar te. Goedheid. 'n ander woord daarvoor is welwillendheid. Om goed te doen. Heeltyd goed te doen. Nie heeltyd wil kwaad doen. To be godlike. En dan die ander ene is getrouheid. En hoeveel keer het ons al gepraat oor getrouheid? Wat beteken dit om getrou te wees? Het gaan nie net daaroor om nie 'n vrou te verneek nie. Het gaan nie net daaroor om gereeld kerk toe te kom. Dit gaan daaroor van dien jy die Here getrou. Om ons weggee van 'n ander grant na ons nie met integriteit. It's doing the right thing even when nobody is looking.
Is jy getrou in jou verhouding met die Here? Of loop 'n ou man die pad 'n bietjie die kant toe en 'n bietjie daai kant toe? Hoe lyk jou getrouheid vanmôre? Jou vra. Jy kan nie getrou wees aan die werk van die Here as jy nie liefde het nie. Nou, jy het nog steeds liefde nodig. En dit is hoekom Jesus gesê het. Hy sê, ek gee vir julle 'n nuwe gebod, en dis dat julle mekaar moet lief hê. Daai ding is die gebod. Dit is waaroor liefde gaan. Die vrug van die Gees gaan oor liefde. Nou die wonderlike ding is, ek gaan die volgende twee kant, dan sal ek terugkom na daai toe. Sagmoedigheid. Nederig. Nou, waar kom ons nou weer? Die liefde is lankmoedig, vriendelik, is nie opgeblaas in die handel nie, onwelvoeglik en sagmoedigheid, nederigheid. Soek nie jou eie belang nie. Moenie altyd reg wees nie. Ek sê vir jou, jy is nie altyd reg nie. Hoe behandel jy ander mense rondom jou? Is jy nederig? Selfbeheersing. Nou daai enetjie. Ek het nou die dag het ek 'n oulike ding op my status gehad op WhatsApp het onder die ouens wat dit gesien het. Hy sê the Holy Spirit not always makes you dance and speak in tongues. He sometimes makes you shut up, apologize, and examine yourself. Selfbeheersing. Hy van partykeer eerder jou tong raak uit. Nou as jy nie selfbeheersing het, hoe gaan jy die hele tyd sagmoedigheid toepas? As jy nie selfbeheersing het nie, hoe gaan jy die hele tyd getrou wees? As jy nie selfbeheersing het nie, hoe gaan jy altyd goed doen aan ander mense? As jy nou sê ons selfbeheersing, is die skil van jou vrug. Hou alles aan mekaar. Soos ek nou die put en die skil wegvat, bly daar 7 oor. En hoekom is 2 maal 7 is 14? Daar is 14 dinge waar ek liefde bestaan. Dis 'n perfekte ding wat die Here vir ons gegee het. 'n Vrug. Ek het vir ons, dis my kunswerk hier op die bord hieronder. Dit is sommer so op die ingewing van die oomblik gewees. Maar as jy enige vrug vat, dan had ek 2 prentjies, een is veronderstel om 'n perske te wees, gebruik julle verbeelding. As jy druiwe vat, en jy druk dit, kom daar perskesap uit. Nee. As jy 'n pineappel vat en jy druk kom daar lemoensap uit. As jy 'n mintblaartjie vat en jy vryf hom so tussen jou vingers en jy squash hom so fyn, ruik dit soos kakiebos. Nee. Jy sien, ons mense in ons daaglikse lewe word geskuur en gestamp en gekneus. Dis die lewe. Jy gaan in 'n verkeersknoop sit. Iemand gaan jou verkeerd opvryf by die werk. Iemand gaan jou 'n telefoonoproep gee, hy gaan vir jou slegte nuus gee. Wat kom by jou mond uit? Hoe lyk jy wanneer jy gekneus word? Wat word geopenbaar van jou vrug op hy oomblik wanneer jy bietjie gekneus word? Kom al een van hierdie 9 eienskappe na vore? Is daar liefde? Is daar selfbeheersing wat die hele storie by mekaar hou? Of wat maak ons? Ek weet ek preek vanmôre maar vir myself. Ek het baie harde pad geloop om daarby uit te kom. En partykeer struikel ek maar nog steeds, maar ek wil nie moet hoor vanmôre. Jy het die Heilige Gees binne jou. Lyk jy soos hy vyeboom wat net blare het? Of as jy gedruk word, dan dink hulle daar gaan nou 'n lekker druiwesappie uitkom en meanwhile is dit Turksvy. Nie Turksvy sleg is, maar Turksvy dood is. En as enigeen al 'n Turksvy doring in die hand gehad het, jy weet, jy sukkel om daai ding uit te kry en hy pla vir jou aanhouding. Hoe lyk ons môre? Ek wil gou spring, Matteus 7.
laaste vers wat ek gaan lees, Matteus 7. Ek vir ons van lees van vers 16, dit sluit nou net mooi aan wat ek nog sê. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. Hoe lyk jy vanmôre? Lyk jy soos 'n vyeboom, maar jy het nie vrugte aan nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte en 'n slegte boom slegte vrugte. Dit wat ons sê, wat het Jesus gesê, as jy in hom is, nie jy dra nie vrug nie, word jy uitgesny. Elke loot wat afgesny word, sê verdroog, en word later in die vuur gegooi. Hy sê, maar as jy vrug dra, word jy gesnoei, sodat jy beter vrug kan dra. Vers 18, 'n goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Weer eens. Hoe lyk jou vrugte vanmôre? Dra jy die vrug van die Heilige Gees? Hoe lyk die liefde wat jy uitstraal as jy 'n bietjie gekneus en gekrap word in jou lewe? Of is dit maar soos hierdie ding, word nie verbitterd nie. Ons weet ons is verbitterd deur die regering, ons is verbitterd deur die brandstofprys wat opgaan en die lewe draak te swaar en ag, dit is sommer net elke keer as ons die nuus aansit, dan is daar een of ander negativiteit en dit trigger 'n negatiewe reaksie binne in ons en dan besef ons, luister, die daai was nie die vrug van die Gees wat ek nou net geopenbaar het. Soos ek dit dan aansluit by verlede Sondag se preek is, weet jy wat jy doen? Jesus het gesê, toe hy in die kruis gaan, het Vader vergewe hulle, weet nie wat hulle doen nie. Hoe baie keer is het net, ons maak hom mond oop en ons sê 'n woord. Ek weet hoe moeilik het was, om my jong seun in die oë te kyk, terwyl hy vir my gesê het, jy dink jy is 'n man van God, maar jy is nie. Het my gevloer. Ek wil vanmôre jou uitdaag. As jy nou hierdie boodskap luister op die audio of na die video kyk, ek wil jou uitdaag. Stuur die boodskap aan 5 mense wat jy ken. Stuur die boodskap uit. Ek praat nie vanmôre op gesag van spontaan Pinksterbeweging, ek praat vanmôre op gesag van die lewende God van Israel. Amen. I'm under authority of the highest authority. Yes, amen. So ek vra vanmôre vir jou, dit wat Jesus vir ons gesê het, wil jy uitgekap word, of gaan jy vrug dra? Kom ons maak ons goed. Here, baie dankie. Dankie vir die oggend. Dankie vir u woord. Dankie Here dat dit lewe bring. En Here, as al selfondersoek te doen is, Here, help ons vanmôre deur die Heilige Gees, dat ons sal introspeksie doen, om te kyk wat gaan aan binne ons eie lewens. Dankie Here dat u vanmôre vir elkeen van ons so lief is. En dankie Here dat u droom vir ons is, dat ons veel vrug sal dra. En dat ons deur daai veel vrug blydskap sal hê en ons blydskap volkome sal wees. En ek kom bid, Here, kom vat ons môre soos wat ons is. Elkeen van ons. En ek wil vanmôre vir jou vra, ons wat hier in hierdie gebouetjie bymekaar is, as jy vanmôre sê, hier is ek, Here, hier is ek vanmôre net soos wat ek is. Ek wil nie bly soos wat ek is nie, Here, hier is ek vanmôre, ek wil in u wil wees. Staan op jou voete vanmôre. Staan op jou voete vanmôre. As jy sê vanmôre, Here, hier is ek. Hier is ek vanmôre, Here. Here, ek loof u vanmôre. Ek loof u, Here, dat ons vanmôre op die altaar kom plaas.
Here, dat ons môre kan sê, die eie ek leef nie meer nie, maar Jesus leef deur my. Dankie Here, dat ons môre ingeënt kan wees binne die ware wynstok. En dankie Here, dat U lewe deur ons. Here, help ons môre, dat ons sal vrug dra. Here, dat ons nie net 'n boom vol blare sal wees, maar dat ons definitief sal vrug dra. Kom maak met ons môre soos wat U wil, Here. Ons gebed is môre. Kom neem oor in die naam van Jesus. Dankie daarvoor, Here. Amen. Willem, Eibie. Prys die Here. Dankie pastoor Johan. It was awesome. Was it awesome? Amen. Is julle gebless? En nou gaan ons aansit om die nagmaaltafel. Wat het Paulus aan die Korintiërs geskryf? Hy het gesê, dit wat ek van die Here ontvang het, dat in die nag waarin hy verraai is, het hy die brood geneem en gepreek. Sê neem, eet, dit is my liggaam. En terwyl Johan met ons deel oor 1 Korintiërs 13, ek meen, dit is 'n welbekende skrifgedeelte in die Bybel. Maar wie van ons besef nog wat staan in 1 Korintiërs 13? Weet julle wat is liefde? Dit is maklik vir my om vir Johan te sê, Johan, ek is lief vir jou. Maar openbaar al daai eienskappe kan Johan dit in my lewe sien wanneer ek vir hom sê ek is lief vir hom. En nou wil ek nou vanmôre vir jou die vraag vra. Dink jy toe Jesus die pad geloop het om sy lewe te gaan aflê, die pad Golgotha toe, dink jy een van 1 Korintiërs 13 sy eienskappe was nie teenwoordig nie? Hulle was almal teenwoordig. Hy blydskap gehad. Ja, hy was opgewonde omdat hy geweet het dit wat hy gaan doen, hoe swaar dit ook al is, hoe seer dit is, doen hy om sy Vader te verheerlik en om vir my en jou los te koop. Het hy vrede gehad? Nee, hy het vrede gehad wat hy het geweet. Die hel en die dood gaan hom nie vashou. Daar was 'n storm. Die woord van die Here sê, terwyl hy gebid het, het die sweet soos bloeddruppels uit hom uitgetap. Maar nogtans het hy vrede gehad. Maar ek wil gou net 1 Korintiërs 13 vir julle uitlig. Daar staan, en nou bly geloof, hoop en liefde, maar die grootste hiervan is die liefde. Wat het Jesus aan die kruis vir ons kom doen? Hy het ons geloof kom gee. Want deur dit wat hy vir ons gedoen het, kan ek en jy glo vandag, dat daar vir ons 'n ewige lewe wag. Het ons hoop, hy sê ja, ek het gekom dat jy 'n hoopvolle toekoms kan hê. En deur sy liefde was hy bereid om die prys vir ons te betaal. En bottom line, ten spyte van dit alles, het Jesus op aarde die vrug gedra wat sy Vader verwag het om aan hom te kry. Wow. Die vrug gedra. En ek en Johan het nou Johan wil ek alweer preek. Jy moet nie vir my kans gee nie. Jy moet sê, kom ons sluit af. Amen. Ek en Johan het nou die dag daaroor gepraat. Johan het vir ons gesê, ons moet die vrug dra, nie vrugte nie. Nou wil ek 'n ou ingooi.
Boef. As een van daai goed kort kom, onthou dis 'n vrug, al die goed moet daar wees. As een van daai goed kort kom, kan 'n kras wees. Ja, Dan is jy 'n vrotkol aan daai vrug. Die sap wat ons drink, is 'n vrug gewees op sy tyd. Maar daai druiwekorrels moes gepers geword het, hulle moes stikkend gedruk word, sodat dit die sap kan wees, wat ons drink vanmôre. As jy lekker lemoensap drink, daai lemoen moes gesqueeze gewees het, om die sap te produseer. Jesus moes gesqueeze gewees het. Hy moes gesterf het. Bitterlik. Hy moes al die pyn en lyding deurgaan, sodat ek en jy 'n nuwe lewe kan hê. En dit is hoekom hy in die nag waarin hy verraai is, het hy brood geneem en gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam. Is ek en jy bereid om gebreek te word vir dit wat ons glo? Gaan ons nog vrug dra wanneer ons gebreek word? Jesus het. So wat is ek en jy beter as hy? Kom ons bid saam. Here, terwyl ons aansit om hierdie tafel, wil ons dankie sê, Here, dat u liefde so groot was, dat u die 1 Korintiërs 13 liefde wat u vir ons nagelaat het in die woord, geopenbaar het ten spyte van dit wat u deurgegaan het, sodat ons vanmôre kan vry wees. Daarom is dit my gebed vanmôre dat hierdie tafel in ons harte seën en ons liggame seën en in ons gedagtes seën. Want u het gesê, so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle my dood totdat ek kom. Maar u het ook gesê, doen dit tot my gedagtenis, en ons doen dit vanmôre tot u gedagtenis. Here, ons wil dit nie doen as 'n sakrament van die kerk of 'n tradisie van die kerk nie. Ons wil dit doen vanmôre in opdrag van u, want u het dit baie duidelike opdrag gemaak. U het gesê, doen dit, so dikwels as julle by mekaar kom, tot my gedagtenis. Here, kom seën dan nou hierdie tafel in ons harte, en dat ons altyd u sal onthou wanneer ons dit nuttig. Amen.